Ek groet jou vandag in Jesus Christus se kosbare naam. My naam is Koert Jordaan. Ek is jou vriend, jou broer in die Here Jesus Christus en ek loof en prys die Here vir die voorreg om op hierdie splinternuwe dag weer eens 'n woord, 'n saadkorrel wat op my hart gelê is, ook met jou te deel. Dankie ook vir almal se liefde en vir almal se ondersteuning en ook jy wat luister. Aan die Here kom al die lof vir eer toe. Dankie vir die voorreg om ook in jou lewe te bou, om 'n bytel in jou lewe te kan wees. Ek wil vandag gesels van 'n baie belangrike onderwerp en dit is slegte goed gebeur soms met goeie mense. Baie van ons kan party daar nie verstaan, die beproewings, verdrukking, aanvalle en tydperke wat baie van ons deurgaan nie. En dan verstaan ons nie partykeer, dit voel, soms dink ons weet alles, maar ons weet nie alles nie. Maar ons lees in die woord van God, hoe slegte goed soms met goeie mense gebeur. En ons kyk na Johannes die Doper, sy kop is afgekap. Ons dink aan Jesus Christus, hy is gekruisig, deur wie? Deur sy eie mense. Hoekom? Omdat hy die waarheid gepraat het. As ons kyk na Stefanus, hy is met klippe doodgegooi. As ons kyk na Jakobus, hy is met die swaard doodgemaak. En dan as ons kyk die hele Bybel vol, die hele Nuwe Testament na Simon Petrus en ons kyk ook na Paulus, daai twee mense is absolute heldeer vir hulle geloof in die Here Jesus Christus. En dit is baie duidelik dat slegte goed gebeur soms met goeie mense ook, en daar's baie uitdagings, wat hoekom? Jesus het gesê, die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie. So ja, as hulle Jesus Christus so kom behandel het, hoe gaan hulle met jou werk? Hoe gaan hulle jou behandel? So ja, ek wil amper sê die feeling is mutual, maar ek wil julle vat na 'n man toe, sy naam is Josef. Almal van ons weet in die boek Genesis, hoe is hy op die einde van die dag deur sy eie broers verkoop, omdat hulle afgunstig en jaloers was, en dat hy by die dood omgedraai het. Maar ja, op die einde van die dag is hy in 'n put gegooi, en toe weer uitgetrek en verkoop. Op die einde van die dag het hy opgeëindig in Egipte, en baie van ons sal dink dat, hoe kan 'n mens gelukkig wees, as 'n mens kyk na Josef se lewe, om afgunstig en jaloers behandel te word deur soveel mense wat veronderstel is om vir jou lief te wees en op jou hande te dra, dan moet ons vandag eerlik met mekaar wees. Ons sien dit baie keer in ons eie verhoudings met families en broers en susters en skoonfamilies en ouers, selfs met kinders. En ons verstaan nie altyd alles nie. Met alles het God altyd 'n groter doel en rede, en soms is dit 'n sirkel, 'n absolute wiel wat moet draai, 'n volle sirkelgang wat ons self moet voltooi vir jou om die groter prentjie te kan sien en deur God se oë na die hele situasie te kyk. Ons weet nie altyd alles nie, maar die kuns kom in om God te aanbid, te dien in goeie en natuurlik in slegte tye, maar met alles altyd die Here te loof en te prys en nie te geloof te verloor nie. Ons weet, dis een van die grootste voorbeelde is in die boek Job, wat hy soveel redes gehad het op papier om sy rug op die Here te draai. Ek bedoel, hy het al sy kinders verloor op een slag, hy het al sy rykdom, sy besittings verloor, hy het met swere op 'n ashoop, op 'n vullishoop opgeëindig, en moes homself krap met 'n potskerf. En op die einde van die dag, hoe sy vrou vir ons sê, vervloek God en sterf, en hy het vir haar gesê, as ons God in goeie tye aanbid en dien, moet ons dit nie ook in slegte tye kan doen, ook nie. En al wat Job verkeerd gedoen het, in die hele boek Job, hy het God begin bevraagteken, hy het na sy lewe gekyk, en hy het gevoel hy is regverdig, en hy kon nie verstaan hoekom God hom so behandel het nie. En as ons lees in die boek Job 38, 39, 40 en 41, begin God die vraag vra, en Job moet antwoord, en hy het op die einde van die dag in sy eie woorde verstik. Hy het die antwoorde vir God gehad nie, en God het vir hom gesê, op die einde van die dag moet my nooit in jou lewe bevraagteken nie. En ons weet, in Job 42 het God weer eens vir Job dubbelvoudig geseën. En dit wat ek vandag vir julle wil sê, jy weet, as ons kyk na Josef, absolute eyster in die geloof, en nie net 'n verhaal nie, maar 'n ware verhaal in ons geskiedenis, in ons geloof, en die pad wat hy gestap het, ek dink hy het meer as genoeg redes gehad, as jy verwerp word deur jou eie broers, en eintlik maar tot die dood veroordeel word, en verkoop word, en hoe kan ek sê, verwerp word, en hoe jy op 'n tronk, op die einde van die dag in 'n vreemde land opeindig, en
tot later terugval tot binne in die tronk, en hoe die Here deur sy groote mag en glorie vir Josef opgetel het, en hom een van die grootste leierfigure in Egipte gemaak het, met 'n groter doel en plan vir die dag van môre. En dit wat ek vandag vir jou, dit wat die Here vandag op my hart lê, miskien gaan dit vandag sleg met jou, miskien is jy op 'n plek wat jy graag nie wil wees nie, en wat jy jouself, jou lewe nie kan insit, en nie altyd al die antwoorde het nie, en nie altyd alles verstaan nie. En dit is waar geloof inkom, om vir God te loof, eer en te aanbid en dien, in goeie en in slegte tye. Want die Vader leer ook vir ons moenie vir ons skatkisse op aarde by mekaar, waar mot en roes dit laat vergaan, en diewe inkom en dit steel nie. Nee, sê die Here, maak vir jou skatkisse in die hemel by mekaar, waar mot en roes dit nie kan laat vergaan, en diewe nie inkom en steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Dis baie belangrik. Dis waar ons rykdom, dis waar ons skatkisse, dis waar ons belonings lê, is die dae wanneer ons voor Jesus Christus gaan staan, en ons muntstukke verdubbeld gaan word, en laat ons vergoed sal word as getroue diensknegte en slawe van ons God en van sy koninkryk. Maar ja, in die boek Genesis lees ons hoe Josef deur sy broer verkoop is, en op die einde van die dag, dit alles die werk van die Here. Dit was alles die werk van die Here gewees vir die dag van môre. En die groot prentjie het ons eers op die ou einde van die skrifte gesien, wat ek ook nou met julle gaan deel. God bly ten volle beheer van alles, goed en sleg. En dis my inspirerende woord van bemoediging vir elkeen van julle wat miskien deur uitdagings gaan vandag, wat moeg en moedeloos afgemat is, en net uitgeput is, en soms druk die lewe jou in 'n hoek vas, en dit voel of 'n ou geskaakmat, en hy hou nie altyd al die antwoorde nie, maar die Here, die groter plan sien ons nie altyd raak nie. Ek lees vir julle van dit wat die Here op my hart lê, om dit te staaf en bevestig wat die Here nou deur my mond na julle toe gepraat het, hoor die woord vandag van die Here. Genesis 45, vers 4 tot 8. Maar hy het vir hulle gesê, dit is Josef wat met sy broers praat, kom na my toe, en toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef, julle het my verkoop, en ek is Egipte toegebring, maar julle moet nou nie sleg voel, of bang wees, omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur, om lewens te red. Dit is nou maar die 2de jaar van hongersnood in die land, daar lê nog 5 jaar voor, waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur, om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou, en sodat baie aan die dood sal ontkom. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die Farao se raadgewer, en as bevelhebber oor sy huis, en as regerder oor die hele Egipte. Ons prys die Here van 'n fantastiese woord. Nog 'n skrif wat die Here na die tafel toe bring, is Genesis 50, vers 15 tot 21. Maak jou oor toe, luister wat hier gesê word. Na hulle pa se dood, is Josef se pa se dood, het Josef se broers gevra, en as Josef nog steeds 'n grief teen ons het, en ons nou gaan terugbetaal vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het, daarom het hulle 'n boodskap na hom toe gestuur. En dit was natuurlik met die dood, die afsterwe van hulle pa, Jakob, Israel. Voor sy dood het u vader beveel, julle moet vir Josef vra, om tog die groot misdaad teen hom, die onreg wat julle hom aangedoen het, te vergewe. Vergeef ons tog nou die misdaad. Ons dien ook die God van u vader. Josef het gehuil oor wat hulle vir hom laat weet het. Daarna het die broers na Josef toe gegaan, en voor hom op hulle knie geval en gesê, hier is ons voor u. Ons is u slawe. Maar luister nou mooi wat sê hy hierso. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bang wees nie. Ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie. Ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het. Josef het hulle jammer gekry en hulle gerus gestel. Dis hoe die Here werk. Sy planne kom nie altyd
hoe ooreen soos ons dit sien en te probeer in ons harte die toue by mekaar sit. Die God het ander planne. Hy werk met 'n groter plan en 'n groter rede vir die dag van môre. Maar ons prys die Here vir 'n absolute waardevolle lewensles wat ons deur hierdie ware verhaal van Josef en sy broers kon leer het. En ons weet op die einde van die dag wat na Josef se afsterwe gebeur het met Moses en hoe God hom gebruik het op die einde van die dag om daai massiewe volk uit Egipte uit te lei sonder dat hulle wapen opgetel het en hoe God wonderbaarlike wonderwerke en tekens vir hulle gedoen het, vooruitgegaan met 'n vuurkolom en 'n wolkkolom en hoe die Here hulle op die hande gedra het, al het hulle ook telke male vir God se toorn oor hulle gebring deur ongeloof en ongehoorsaamheid en wat hulle in rebellie en opstand gekom het. Maar ja, ek glo dat die Here op my hart ook sal bring en ons gaan nog nader bietjie daarna ook kyk. Maar ek wil afsluit met 'n fantastiese skrif wat jou behoort te inspireer vir hierdie dag, wat my inspireer en te besef en weet, staan terug en weet dat hy is God en dat hy almagtig is. Wat het ons in hierdie wêreld om te verloor? Met niks het ons in hierdie wêreld ingekom nie, met niks sal ons hier uitgaan nie. Ons grootste verantwoordelikheid is om te sorg dat God op ons hart sit, dat die Heilige Gees in ons hart is, dat ons Jesus Christus ken, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Sorg dat jou lewe reg is. Nooit wil jy eendag wanneer Jesus afkom voor hom staan en hakel nie. Laat die dooies begrawe. Volg jy my. Nooit in jou hele lewe wil jy in die hemel instap en skaam wees op die manier hoe jy geleef het of hoe jy jou werk, jou bedieningswerk vir die Here gedoen het, hoe jy jou muntstukke, jou talente hanteer het hier buite nie, gebruik dit. Gister is verby, jy sal nooit weer daai dag oor hê nie, maar vandag is 'n splinterdag, 'n splinternuwe dag in die oë van die Here. En dit is 'n voorreg om deel van die dag. Jy het lig in jou longe, jy het, hoe kan ek sê, 'n hart wat klop, jy trane wat uit jou oë uit kan. Deur dit is dit alles tekens vir jou dat jy aan die lewe is. Jy het nog steeds 'n kans, 'n geleentheid om jou lewe reg te stel en absoluut vashou in geloof aan God, ons Vader. Hy weet hoe lyk dit oor 'n dag, oor 'n week, oor 'n maand, oor 'n jaar. Hy weet tot wanneer Jesus Christus weer terugkom. En dis belangrik, vir hom is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Sy tyd is altyd perfek, nooit te vroeg, nooit te laat. Die mag die Here se perfekte wil in ieder en elk van ons wat vandag hier luister, mag die Here se perfekte wil in ons lewens geskied. Kom ek lees hierdie laaste skrif wat die Here op my hart kom lê het. Romeine 8:28, wat 'n bekende skrif. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet en die wat volgens sy besluit geroep is. Wat 'n fantastiese manier om hierdie oggend, om hierdie dag af te sluit en te begin in Jesus Christus se naam. Wat 'n voorreg. Almagtige God, dankie vir die absolute ere voorreg om te weet, ons kan ons oë toemaak en regstreeks is ons gekoppel met U wat die almagtige God is. Dankie dat U in en om ons is, dat U deur ons spreek, deur ons lewe. Ek pleit vandag by U, Here, dat U engele sal uitstuur. As 'n wag op die muur herinner ek U aan al daai beloftes, dat U engele sal uitstuur wat wagte op die muur in ons lewens sal wees, wat sal toesien dat ons volgens 1 Korintiërs 10:13 nie buite ons vermoë ons kragte beproef sal word. U gee vir ons 'n uitkoms. En daai uitkoms is Jesus Christus. Dis al waarin ons vashou. Dankie vir 'n absolute lewensles, 'n wonderbaarlike verhaal, Here, van Josef. En hoe U vir ons leer deur soveel profete, apostels en disippels en navolgers en hoe kan ek sê, erfgename van Jesus Christus, wat slegte goed gebeur soms met goeie mense. En dan besef ons, Here, om Jesus Christus te aanbid te dien, is nie maanskyn en rose nie. Die wêreld sal ons haat, want ons is nie meer deel van die wêreld nie, maar maak ons sterk, seën ons met wysheid, insig, kennis en krag, om die ware vyand te sien vir wie hy werklik is. Ek eer U daarvoor, ek bid dat die saad wat nou geval het, Here, dat die engele sal uitstuur, wat daai saad sal behoed, bewaar, beskerm, kunsmis en water sal gooi, daai lande sal inoes, as die saad ryp is, en dat U, my Vader in die hemel, bo alles, daardeur verheerlik sal word. Ons bid dit in die naam bo alle name, U Seun se naam, Jesus Christus. Ons prys U daarvoor in Jesus Christus se naam. Dankie ook dat U altyd my gebede verhoor. Aan U kom al die lof en eer toe in Jesus Christus se naam. Amen. Mooi dag vir almal. God se rykste seën word vir almal van julle toegewens. Wag die Shalom vrede van ons almagtige God oor ieder en elk van julle spoel. Aan God kom al die lof en eer toe in Jesus Christus se naam. Amen.